Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou dis so te sê Kersfees. Nee, ek spot. Ek gaan begin met 'n Kersfees oordenking tyd. Hoekom? Want Checkers het al hulle Kersfees dekor op, dan mag ek ook. So dit is November en ek dink is okay. Ons kan begin met Kersfees. En dis seker vir my, vir jou, vir die kinders, ons gunsteling tyd van die jaar, né? Ons gaan Desember vakansie in, dis vriende, familie, dis see, dis weer, dis lekker en dis persente. So gunsteling tyd, maar dis ook die tyd waarop ons stil staan en fokus op die Kersverhaal. So ek kon nie anders as om die Kersverhaal net weer te gaan lees en kan ek sê weer te lees en weer te lees. Dit bly net die herders in die oop veld en die wyse manne, die goudwierookmere en net al die stories, Herodes en hulle vlug Egipte en die kindertjies, die storie bly aangrypend. Nou, ek het gaan uitwerk en dit gaan ons reeks wees tot en met Kersfees, is die karakters van die Kersverhaal, hulle rolle wat hulle gespeel het, hoe belangrik hulle is en wat 'n rol speel jy dalk in 'n ander Kersverhaal, jou eie, jou intieme Kersverhaal of dalk selfs in ander mense se Kersverhaal. So, ons gaan kyk na die verskillende karakters. Die eerste karakter, en ek dink ons almal stem saam, die belangrike karakter, die begin van die karakter is natuurlik Maria. Daar sou nie 'n Kersfees wees as daar nie Maria was nie. Maria. Matteus 1 vers 18 sê, dit is hoe Jesus Christus gebore is. Maria, sy ma, was verloof van Josef, nog voor hulle getroud is en hulle intiem verkeer het dit geblyk dat sy verwagtend was deur die Heilige Gees. Ek wil gou fokus op die maagdelike geboorte van Jesus. As jy groot geword het in 'n kerk, jy al so gewoond aan die storie, in 'n maagd sal swanger word en sy sal 'n kind kry. Die wonderwerk hiervan moet ons nooit ligtelik opvat nie. Dis nie maybe, dis nie dalk nie, dit is hierdie groot, kolossale, onmoontlike wonderwerk. Hierdie vrou was by geen ander man gewees nie. Sy's verloof van Josef, sy's 'n konservatiewe Jood. Josef is 'n konservatiewe Jood. Hulle ken die reëls, die wette. Sy kan doodgestenig word. Ek bedoel hierdie is 'n skande. So sy was by geen ander man nie. En hier word sy swanger. En dis 'n profesie van die Ou Testament wat kom en bevestig word. En dis net al wat ek kan sê, dis 'n wonderwerk daar rondom. Maar ek wil dit draai vir jou en vir jou mooi verduidelik. So is jou bekering. So is dit die oomblik wanneer die stem van die Heilige Gees binne in jou praat en vir jou sê van redding, bekering en hel en keuses en besluite en kies onvoorwaardelik wie jy gaan dien met jou lewe. Dis 'n wonderwerk moment. Daarom baie keer wanneer dit gebeur, gaan dit gepaard met groot emosies, trane en sondebelydenis en ek bedoel, ek het al bekerings gesien wat letterlik weke, dae lank aanhou waar 'n persoon regtig omgekeer, omgedop word deur die Heilige Gees wat binne in hom werk. Hierdie Kersverhaal gaan ons praat, die karakters van die Kersverhaal, maar ons gaan praat oor Jesus wat binne in elkeen gebore moet word. Die Maria verhaal moet hom herhaal, oor en oor. Jesus moet binne in jou en my gebore word. En dis wat ek bid, gebeur met jou. Het al gebeur met jou, of dalk nog nie, dan moet jy nou sê, Here, laat dit met my gebeur. Jesus moet in my gebore word. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die Kersverhaal, Kerstyd in Suid-Afrika, die somer, die vriendskappe, die families, die lekker eet en kuier en son en see, net al die mooi daar rondom. Maar Here, die belangrikste van die Kersverhaal is Jesus se geboorte. He's the reason for the season. Maar Here, daarom moet ek elke dag, elke week, maand, moet ek 'n Kersfees binne in my hê. Jesus moet binne in my gebore word. Ek moet soos Maria ja sê. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit. Ek bid dit vir elke persoon om hierdie Kerstyd om self raak te sien en die vraag te beantwoord: is Jesus binne in my? Het Jesus binne in my tot geboorte gekom? Lewe ek Jesus uit na die wêreld toe? Dankie daarvoor.
In Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.